Môre. Dit is Vrydag, laaste dag van die week. Ek hoop julle het 'n heerlike nagrus gehad en dat julle vandag uitsien na 'n splinter nuwe dag in die Here se liefde. Mag julle uitsien ook na die naweek en bietjie rus en dan vang ons weer ons kragte op vir die week hierna wat weer kom. Mag elkeen van julle vanmôre geseënd wees in die Here en mag julle weet hoe lief die Here Jesus jou het. Want hy het in jou plek gesterf en jy's vir hom so kosbaar. Ek sluit hierdie week af met die kruisgebeure, Matteus 27, Jesus se woorde in vers 46. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? Weet julle, daar's nou 'n rede vanmôre hoekom ek hierdie vers lees. Want die historiese Christus word vandag baie meer bevraagteken as ooit in die geskiedenis. Daar is vandag soveel ateïstiese groeperinge, agnostiese groeperinge, hellenistiese groeperinge wat al hoe meer opstaan en vir jou en my wil probeer oortuig dat die historisiteit van Jesus in betwyfel is of in gedrang is, want dit is onweerlegbaar, dit kan nie bewys word nie. En weet julle, ek wonder sommer vanmôre by myself, en dis dalk miskien 'n vraag wat ek by jou in jou midde wil los aan die einde van hierdie week. Hoekom glo jy? Hoekom aanbid jy die Here Jesus? Hoekom beskou jy jouself as 'n Christen? Dis nou nogal 'n diep vraag. Hoekom sou jy enigsins vanmôre nie enige ander godsdiens in die wêreld volg nie, maar hierdie een? Weet julle, Jesus is God wat mens geword het, en hy is die een wat tussen ons kom woon het, soos ons, 'n mens. Hy het 'n geskiedenis van 'n lewe op aarde, en daarom is dit te verstane dat daar oor die eeue al baie debatte gevoer is oor sy persoon en oor sy werk. Vrae soos, wie was hy regtig? Het hy regtig geleef? Het hy regtig wonders gedoen? Is hy regtig uit 'n maagd gebore? Ensovoorts. Ja, ek kry nogal die indruk dat die vrae in die laaste paar jare met baie meer drif gestel word. En die feit is, weet julle, as Jesus nie die Here en die Verlosser is, soos wat die skrif hom aan ons voorstel nie, dan is ons geloof te vergeefs. En daarom vanmôre weer die vraag, hoekom is jy 'n Christen? Hoekom glo jy in Jesus? En weet julle, en daarom moet jou en my keuse vanmôre op 2 baie belangrike aspekte val. Dit moet val op die historiese konteks van wie Christus was, maar dan in die tweede plek moet dit ook op 'n geloofskeuse val. Ek glo dat dit waar is. Nie net dat ek weet nie, maar ook dat ek glo, want dit is wat die Gees doen. Geloof is 'n gawe van God af. Dis nie iets wat ek uit sy hande kan vat nie. Geloof is net iets wat in my wakker gemaak kan word deur die Heilige Gees wat in my woon. My Jesus is die Jesus wat ek in die Bybel leer ken. Hy is die Jesus wat homself deur die Gees aan my kom bekendstel. En daarom weet ek in wie ek glo. Die vraag is net, weet jy? Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here Jesus, ek kan maar net vanmôre in verwondering voor U kniel. Want U was die kind in die krib en ook die verlosser aan die kruis, maar U is ook die opgestane en U is die verheerlikte koning. U is die Alfa en die Omega, en aan U kom al die lof toe. Ek vra dat U my sal help in my ongeloof, of in my wangeloof, of baie keer in my klein geloof, dat ek altyd net sal aanhou glo. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie julle. Julle moet 'n wonderlike en 'n geseënde naweek hê. Geniet hierdie laaste dag. Geniet julle mense ook. Ons praat volgende week weer. Totsiens.